Julle kan die Mosambikers maar dophou vanoggend. Hulle is baie braaf om hier te wees. Ek gaan nie na julle kyk nie. Ek sal kyk. Ek weet julle het 11:30 eers gisterand in die bed gekom, dalk later. Ek sien Ruben is hier so en Rudy is hier. Ek weet nie wie nog almal hier is nie, maar ons bly julle is veilig terug. Ek glo om nader aan die Here te leef en geestelik te groei is tog sekerlik 'n lewenslange begeerte van almal wat volgelinge van Jesus is. Ek weet nie of ek verkeerd is as ek dit sê nie. As jy wedergebore Christen is, kan ek nie dink dat jy nie 'n verlange het om nader aan die Here te groei altyd nie. Ons het in die afgelope jaar het ons gefokus hoofsaaklik op twee belangrike aspekte van ons geloofsreis hier op aarde. En een was, ons het gekyk na die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens. Ons het gepraat van die inwoning en die vervulling en ons het gepraat van die doping met die Heilige Gees en al die gawes wat daarmee gepaard gaan. En toe het ons in die afgelope 2 maande het ons baie gepraat oor hoe ons almal dieper kan delf in die woord van God, hoe ek en jy dit elkeen persoonlik kan doen op ons eie en meer kan leer, kan ontdek. So, as ons dan 'n Heilige Gees afhanklike, woordgebaseerde gemeente is, dan kan ons nie anders as om elke dag daarop te fokus om nader aan die Here Jesus te groei. Te streef daarna. Nou, ek wil graag saam met julle kyk vandag net na 3 sleutelelemente wat 'n werklikheid moet wees in ons lewens, as 'n teken daarvan dat ons geestelik wil groei, dag vir dag. Tog belangrik om te groei, nie waar nie? Belangrik om op te groei. En as ek fisies praat, ons groei almal op. En ek weet, ek onthou daai tye in my kinders se lewens wat hulle altyd graag groter wou wees. En jy weet, ouer wou wees. En ek weet van jong mense in die gemeente hier ook wat net op stadiums wil hulle graag ouer en meer belangrik wees en hulle wil ook so oud soos die ander wees. Wel nie almal nie, sommige. Die vroue dokter was met haar dogtertjie op pad na die voorskool toe en sy het gesien hoe haar dogtertjie agter op die sitplek die stetoskoop optel en met dit begin speel. En sy was baie geïnteresseerd in hierdie stetoskoop en die vrou kon nie help om te dink, sê nou maar sy word ook eendag 'n dokter. Dalk word sy eendag net soos ek. Maar haar gedagtes is wreed onderbreek toe die dogtertjie op 'n stadium die stetoskoop vat en so in hom inpraat en sê, "Welcome at McDonald's, may I take your order please?" Groot word. Die bekende Suid-Afrikaanse golfspeler, van die wat nou die golfers ken, in die Els, sy ouma het op 'n keer vir hom gesê, net nadat hy die 1994 Amerikaanse Ope gewen het sy vir hom gesê, nou wanneer gaan jy eendag 'n regte werk kry? Sy kon net sowel vir hom gevra het, wanneer gaan jy nou eendag groot word, nee. As fisiese groot word, so 'n groot ding is in ons lewens en in kinders se lewens, glo ek dat geestelike groei ook vir ons belangrik moet wees, as dat ons individuele, persoonlike, geestelike verhouding altyd moet groei. Baie mense, die afgelope seker 3-4 weke, dalk al bietjie langer, ek het op 'n stadium eers bewus geword daarvan, gewonder oor, as Jesus nou kom, daar was mos nou 'n datum gewees. En ek dink, baie mense het waarskynlik gewonder, ja, sê nou maar hy kom, is daar nog iets wat ek moet doen? Is daar 'n paar goed wat ek dalk nog moet leer? Moet ek dalk nog bietjie geestelik groei? Sê nou maar hy kom môre. As jy nie besig is om persoonlik geestelik te groei nie, is daar nooit 'n beter tyd as nou nie. As nooit 'n beter tyd as nou nie. Ek kan nie help om aan die woord te dink wat die Here aan die gemeente daar in
Laodicea gegee het in Openbaring 3 vers 14, nê. Toe hy gesê het, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Laat ons onsself nooit bevind op hierdie plek. Met al die kennis wat tot ons beskikking is. Al die geleenthede wat tot ons beskikking is. Die apostel Petrus het hierdie saak van geestelike groei aangeraak in 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot 3 en hy skryf, let daarop, hy skryf aan Christene. Hy skryf aan gelowiges. As hy vir hulle sê, lê dan. Kom ek sê net eers vir julle wat staan in hoofstuk 1. Ons is nou in hoofstuk 2, maar hoofstuk 1 net om dit daar klem te lê dat hulle wedergebore is. En hy sê vir hulle daar in hoofstuk 1, julle is wedergebore deur die krag van die woord van God. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar onverganklike saad. Onverganklike saad. Deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. So nou praat hy met hierdie wedergebore Christene. 1 Petrus 2 vers 1. Hy sê, lê dan, nou dat julle wedergebore is, deur die krag van die woord van God. Julle is nuwe mense. Lê dan af alle boosheid, alle bedrog, alle geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Hy praat met Christene. En dan in vers 5 sê hy, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Christus Jesus. Hy gee eintlik 3 opdragte hier, as jy wil. Miskien versoeke, miskien vermaanings aan gelowiges. Hy praat nie met ongeredde mense nie. Sy uitdaging van hulle aan hulle is om te groei, en hy noem 3 dinge hier. Hy sê, lê af, verlang na, en laat julle opbou. Want hy weet, ons as Christene het dit nodig. As jy nie besig is om geestelik te groei na jou redding nie, na jou wedergeboorte nie, dan is jy eintlik maar net lou. Dan moet ons weet, dis nodig om af te lê, te verlang na, om te leer, om onsself te laat opbou. Net kerkbywoning, hou jou net lou. Om af te lê, om eenkant te sit, om agter jou te sit. 1 Petrus 2 vers 1. Lê dan af alle boosheid, alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Om af te lê, dui op die beeld dat jy 'n ou kleed afhaal sodat jy 'n nuwe kleed kan opsit. Jy sit die een kleed eenkant om die ander kleed aan te sit. En wat is dit wat ons as gelowiges moet aflê? Met eenkant sit. Alle kwaad. Wat eintlik alle boosheid is. En dis hoe mense leef in boosheid, mense wat nie die Here Jesus ken nie.
En as die Bybel verwys na boosheid, dan is dit 'n eintlike verwysing na die lewe van mense wat nie in verhouding met die Here Jesus leef nie. Maar hier sê Petrus vir die gelowiges, hulle moet hulle geneigtheid aflê, eenkant sit, om soos die sondige wêreld te leef. Die Here het ons as gelowiges geroep tot 'n hoër standaard. Romeine 12 vers 2, baie bekend. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander, streef daarna, verlang daarna, deur die vernuwing van julle gemoed, deur opgebou te word, deur te leer, deur die vernuwing van jou gemoed. Kom ons bedink dit net vir 'n oomblik vanoggend. Lewe jy maar somtyds soos wat die onbekeerde wêreld leef? As iemand na jou sou kyk op 'n stadium en sien wat jy doen en hoor wat jy sê, sou hulle dalk kon dink dat jy nie 'n volgeling van Jesus is nie. Ek weet ons lewe nie so hier by die kerk. Nie op 'n Sondag. Maar die res van die week, by die huis, by die werk, op die sportveld, wanneer ons daar aan die markplein is, in die wêreld, of is daar opmerklike verskil? Ons wat wedergebore is geroep om anders te wees. Om alle forme van boosheid af te lê. Om 'n lewe te leef wat dit wat verkeerd is, ernstig opneem. Om altyd die eer van die Here te soek bo alles, om toegewyd en in verhouding te lewe aan die Here Jesus. Ons moet alle bedrog af lê, is die eerste ding wat hy noem. Hy praat van die kwaad en die boosheid, en dan sê hy, een daarvan is bedrog. Hy sê alle bedrieglikhede. Ons moet daai kleed van bedrog afval. Wanneer jy iemand anders indoen tot voordeel van jouself, al is dit 50 sent. Om nie eerlik te wees nie, maar om 'n persoon van integriteit te wees, selfs al sien niemand wat doen nie. Altyd vertrou kan word. Iemand wat altyd vertrou kan word. As ek wil besigheid doen, dan sal ek na daai ou toe gaan, want ek vertrou hom. Kom aan julle, ons almal weet waarvan Petrus hier praat. Dis nie rocket science nie. En dan sê hy geveinsdheid of skynheiligheid. Dis om 'n goeie akteur of aktrise te wees. Nee? Baie Christene weet hoe om die rol te speel van Christen wees. Kry dit nogal goed reg. Maar intussen is dit nie 'n werklikheid nie. Dis nie noodwendige realiteit nie. In sekere situasies laat dit jou goed lyk om 'n Christen te wees. Dit lyk gewoonlik goed op jou CV. Jy's in die kerk, jy sê die regte goed, maar daar's nie altyd egtheid nie. Petrus vra die gelowiges om skynheiligheid af te lê. En dan praat hy van afguns. Om dit te wil hê wat iemand anders het. Om iemand anders nie iets te gun wat jy nie het nie. Jesus se disippels was nogal afgunstig teenoor mekaar, né? Hulle het op stadiums baie gedebatteer oor wie van hulle die meeste eer moet ontvang. En dan die laaste ding wat hy sê vir die gelowiges wat ons moet aflê is kwaadpratery. Om sleg te praat van iemand
anders agter hulle rug. Wat ons maar eintlik al lank ken as kinder. Maar die interessante is, dis iets wat ons almal sê verkeerd is, maar wat ons almal geneig is om te doen en om dit self soms te geniet. Want wanneer ek sleg kan praat van iemand anders, laat dit my beter lyk. En dit laat my beter voel, want ek sal nie so maak nie. Het jy gehoor wat ek sal nie dit doen nie. Petrus praat met die gelowiges, want gelowiges het die geneigtheid om hierdie dinge te doen. Dis nie, sê hy, hoe wedergebore Christene veronderstel is om te lewe nie. Ons moet al hierdie dinge aflê, ons moet ontslaa raak daarvan. Ons moet van hierdie ou kledingstuk ontslaa raak, soos wat ons gewoonlik van 'n ou kledingstuk ontslaa raak. Dit behoort tot ons ou lewe, nie tot ons nuwe lewe nie. Behoort nie aan die Christelike lewe nie. En ek weet nie of jy al opgelet het, en of jy veral nou opgelet het in hierdie gedeelte nie, dat wat Petrus hiervan praat, is eintlik dinge wat verhoudinge beïnvloed. Al hierdie goed waaroor ons nou gepraat, is dinge wat verhoudinge beïnvloed. Verhoudinge met ander mense, en self somtyds en veral, wanneer ons gelowig is ons verhoudinge met medegelowiges. En wanneer hierdie dinge, hierdie booshede, soos wat Petrus dit noem, bedrog, skynheiligheid, afguns, kwaadpraat, 'n geloofsgemeenskap soos hierdie deurweek, dan moet ons weet die Here het glad nie 'n behaag daarin nie. Glad nie. Gelowiges groei verseker nie geestelik as hierdie dinge deel is van jou lewe nie. Want dit is dodelik vir ons geestelike lewens. Dit is dodelik vir ons geestelike groei. Hy sê 'n tweede ding. Hy sê lê af, en dan sê hy verlang na geestelike groei. 1 Petrus 2 vers 2. En verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. O aarde, ek onthou, toe ons kindertjies klein was en honger was, toe Betsy nog geborsvoed het. Ek was so dankbaar in daai tyd, ek was nie 'n moeder nie. Maar daai verlange na melk, is dieselfde vertaling as die woorde wat gebruik word in Psalm 42 vers 1, waar die wildsbok smag na waterstrome. Dis waarvan Petrus hier praat. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, smag my siel na U. Smag jy in jou hart regtig na die Here? Verlang jy na hom? Om beter te ken, om nader aan hom te wees? Die verlange wat hier beskryf word is soos 'n passie. Dis om 'n passie te hê vir die woord van God. Om 'n passie te hê vir Jesus Christus. En omdat daar so baie dinge vandag is in ons lewens wat aanspraak maak op ons lewens, nie, wat ons aandag soek en wat ons energie tap, is ons geneig om ander dinge die passies in ons lewens te maak. Daarom sê Paulus, as jy lou is, gaan jy dit nie reg kry om te groei nie. As daar nie 'n passie is, 'n verlange, 'n begeerte is na die Here nie, gaan ons moeilik groei. Net ware wedergeborenes sal smag na die woord van God en elke poging aanwend om die Here beter te leer ken in die bladsye van sy woord. Tyd om te groei, sê Petrus. Hy sê vir die gelowiges, dit is tyd om te groei. Gebruik elke geleentheid, tydig en ontydig, om te groei en gereed te wees. Nie net gereed te wees om te getuig nie,
maar ook om gereed te wees om jouself te beskerm teen die aanvalle van die Satan en om soos Jesus te kan sê, want daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. As ons nie 'n verlange na God se woord het nie, is ons in 'n gevaarlike posisie. In 'n baie kwesbare posisie. Om 'n Christen te wees, om 'n volgeling van Jesus te wees, is nie afhanklik van, of dit word nie opgesom deur ons teenwoordigheid in die kerk op 'n Sondag. Dis nie waaroor die Christen geloof gaan nie. Dis om te verlang na God, om hom waarlik te ken, om opgewonde te wees oor ons persoonlike ontmoetings met hom. Daar's so baie louheid onder die Christene vandag. Die Here kry baie keer net die oorskiet. As ek weet waarvan ek praat, dan weet julle ook waarvan ek praat. Die Here kry baie keer net ons oorskiet. As daar nog tyd oor is in my dag, Here. As daar nog geld oor is, Here, nadat ek al my ander goed betaal het, dan kan U, Here, dit kry wat oorbly. En ek moet dit ongelukkig vir julle sê vandag, ons lewe in tye wat net die kerke wat gevul is met energieke, toegewyde, opregte mense. Mense wat die Here Jesus eerste stel, sal oorleef in die tye wat ons is. Daar sal daar waar mense opreg die Here Jesus dien, daar sal ons oorleef. Daar waar hy ons eerste liefde is. Nie ander goed nie. Die Here. Daar waar daar passie en 'n verlange is na Jesus en na sy woord. Dis waarvan Petrus hier praat. 'n Verlange na die onvervalste melk, die suiwer woord van God. Vals en verdraaide woord sal nie versadig nie. Sal nooit versadig nie. Die kerk is 'n lewende organisme van mense, geroep uit hierdie wêreld om 'n passie te hê vir die Here Jesus. Petrus sê, kom aan julle, lê die ou lewe af. Sit dit agter julle. Laat staan daai passie vir die ou lewe. Smag eerder na die lewende woord van God en wees passievol oor Jesus as jy oor iets wil passievol wees. En dan sê hy in die derde plek, laat julle opbou. Sodat julle dan wel geestelik kan groei, né? Dis al hoe ons gaan leer. 1 Petrus 2 vers 2, dat julle daardeur kan opgroei. Deur die woord van God. Dat jy kan groei wat jou verlossing aanbetref, dat jy geestelik kan groei. Wanneer ons wedergebore word deur die krag van die lewende woord van God en ons groei nie geestelik nie. Ons groei nie geestelik in daai verlossing nie. Sal ons geestelik sterf. As ons nie leer nie, nie geestelik smag na meer en om meer volwasse te word geestelik nie, sal ons passie vir Christus, sal ons passie vir Christus verloor en ons sal uiteindelik sterf. Petrus sê, ons lewe na ons wedergeboorte, gaan daaroor om te groei in kennis van God. Om die Here al hoe meer te sien as die grootste en die hoogste en die kosbaarste skatkis in die hele wêreld. Niks beter nie. Is nooit te laat om meer te leer en dieper te delf in die woord van God nie, nooit nie. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Is nooit te laat om te leer nie. Veral nie as dit kom by die Christelike geloof en om geestelik te groei in Jesus nie.
So die uitdaging vir almal van ons, en ons het dit 'n paar keer gehoor oor die afgelope paar maande, Jesus sê, bly in my. Bly in my woord. Dit is tyd om self betrokke te raak in die woord van God, om tyd in die Here se teenwoordigheid te spandeer. Ons kan dit nie net Sondag kom soek in die kerk nie. Ons kan dit nie net soek by elke geleentheid wat 'n profeet opdaag in Ermelo, en dan gaan almal soontoe om te hoor, wat sê die Here vir my, of wat sê die Here deur hierdie profeet vir my nie. Dis tyd om te groei, omdat ons self by die Here hoor. Kom ons lê af wat afgelê moet word. Dit wat hindernisse mag wees tussen ons en die Here. Doen wat jy doen wanneer jy na iemand verlang. Smag na die Here, wys jou verlange, sodat ons kan groei en volwasse word vir die geestelike stryd waarin ons almal betrokke is. 1 Petrus 2 vers 3 vind ons 'n tipe van 'n gevolgtrekking, as jy wil, maar dit is ook seker 'n tipe van 'n uitdaging. As julle ten minste, sê Petrus, gesmaak het dat die Here goedertieren is, dat hy goed is, sê die ander vertaling. Ons kan dit nie smaak as ons nie tyd met hom spandeer nie. As ons nie in sy teenwoordigheid kom en in hom bly nie. Smaak en sien dat die Here goed is, sê Psalm 34 vers 9. So Petrus sê eintlik hier, dat ons moet smaak dat die Here goeie voeding is vir ons siel. Dis wat ons nodig het. Ons sal nie weet hoe goed hy is vir ons siel, as ons nie na hom verlang en leer nie. Evangelis Waans Hafner het vertel van 'n man wat in Afrika was en wat opgemerk het dat die seentjies albaster speel. En op daai tyd was diamante volop. Hulle het nie met albasters gespeel nie. Hulle het met diamante gespeel. Sonder om waarskynlik te besef wat die waarde daarvan is. Kan dit wees? Dat ons besig is om met die skatte van God te speel? Dat ons speel met die woord van God? Dat ons speel met die heiligheid van God? Kan dit wees? As gelowiges? Petrus sê in hierdie gedeelte eintlik vir ons moet ophou speel met die woord van God. As jy waarlik wedergebore is, as jy werklik die goedheid van God gesmaak het, dan sal jy die ou dinge aflê. Dan sal ons verlang en smag na die Here. En jy sal leer uit sy woord. Om te kan opgroei. As hierdie opdragte van Petrus nie prioriteit is, en 'n passie is in ons lewe nie, en ek het gewonder of ek dit moet sê, want ek kan dit nie nou Bybels fundeer nie, maar kom ek sê, kan dit wees dat jy dalk nie werklik wedergebore is nie? Verstaan ek werklik wat Jesus vir my gedoen het? Het ek die gawe van sy vergifnis al aanvaar? En Jesus as my verlosser aanvaar? As jy seker is van jou redding, dan is dit tyd om te groei. Dan sê die Here vir jou vandag, dit is tyd om te groei. Dit is nie genoeg nie. Efesiërs 4 vers 14 staan daar, dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. As ons opgegroeide
geestelike volwasse Christene is, sal ons nie meer kinders wees nie. Kom ons maak die meeste van ons tyd wat oor is hier op aarde. Indien jy onseker is, indien jy net vandag besef het, wauw, nog nie so hieroor gedink nie, en jy is onseker, ons is hier om jou te help. Dis hoekom ons hier is vir mekaar. As jy met iemand wil gesels na die diens, doen so daar in die kruik of hier na die diens. Moenie ly aan die vrees om nie te groei nie. Ly aan die vrees om nie te groei nie. Kom ons verlang na die Here. Kom ons wys vir hom wat dit beteken om te verlang na hom. Beteken nie om net te sê ek verlang na U Here nie, maar dit beteken om dit te wys, om dit te doen. Here, dankie vir U herinnering deur die woord van Petrus. En ons weet ou Petrus was 'n onverskrokke prediker wat niks gevrees het nie. En dit was duidelik, Here, dat hy iets raak gesien het onder die gelowiges. En ek weet nie, Here, wat sien U vanoggend hier raak nie, maar elkeen van ons weet. En U weet alles van ons. En Here, ons leef in sulke opwindende tye, ja, moeilike tye, met baie uitdagings. Maar ons het die voorreg om in hierdie eeu te leef, in hierdie tyd te leef, wat dit vir Christene al hoe moeiliker word. Maar ons het soveel geleenthede, Here, om te staan op U woord, om getuies te wees, onder moeilike omstandighede, om uit te staan. Dit raak al hoe moeiliker vir die wêreld om nie die Christene raak te sien nie. Here, en mag dit vir elkeen van ons prioriteit wees, om ons lewe so in te rig, om ons lewe so te leef, dat ons net aan U eer bring. Here, ek bid ook dat ons vir mekaar daar sal wees. Daar's soveel mekaar woorde in U Bybel, in die woord. En Here, ek bid dat ons mekaar sal ondersteun en mekaar sal opbou en selfs mekaar sal aanspreek as dit nodig is, sodat ons 'n voorbeeld kan wees in hierdie wêreld, 'n wêreld wat Jesus Christus so nodig het. Geef vir ons 'n passie vir U, Here, soos nog nooit van tevore nie. In die naam van Jesus Christus. Amen.